Môre geliefde, welkom op hierdie sonskyn maar koel Vrydagoggend. Vanmôre gaan ons praat oor my getuienis en beskeidenheid. En ons lees saam met Paulus vanoggend in Romeine 12. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elke een toebedeel het. En geliefde, hoor vanoggend die wonderlikheid hiervan, dat hierdie vers baie duidelik vir ons sê, dat 'n Christen tog nie niks van homself moet dink nie, nee, dat 'n Christen eintlik 'n baie gesonde, gebalanseerde, goeie selfbeeld behoort te hê. Hoekom? Want jy is iemand so spesiaal, vir wie God sy seun aan die kruis laat sterf het, omdat hy jou graag sy kind wou hê. Natuurlik weet ons dis alles uit genade. Ons weet dit tog. Ons verdien mos nie hierdie hoeveelheid liefde of hoegenaamd liefde nie. En daarom moet ek en jy terselfdertyd ook baie nugter hieroor wees. Nugter oor onsself dink. Dit pas ons as dienaars van God en daarom ook dienaars van ons medemens te wees. En dit pas ons hoegenaamd nie om onsself te ernstig op te neem en te veel van onsself te dink nie. Onthou, wat jy ook al is, wie jy ook al is, wat jy ook al het, is omdat God se genade oor jou so groot is. Jy moet dus 'n nugtere selfbeeld hê. Moenie skuil agter vals beskeidenheid, wat niks anders is as verbloemde luiheid. Luiheid om by jou kerk betrokke te raak nie. God het vir jou gawes gegee, wat jy in sy kerk moet aanwend. Maar aan die ander kant, onthou altyd, dat jy 'n dienaar is. Wees nederig.
Here Jesus, nederigheid is ook deel van die vrug van die Gees. Wys my asseblief of beskeidenheid by my 'n probleem is, sodat ek daarvoor vergifnis kan vra en opreg kan getuig. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.